Episode 8. Die lugballon. Gezondheid. Op ons En vriendskap. Dankie dat jy die uitnodiging aanvaar het om by ons te kom kuier. Daar is iets wat Nikolai baie graag vir jou wil wys. Dis regtig 'n plesier om hier te wees, Bertha. Ek moet sê ek wou al lank al Lapland toe kom. Ek is baie spyt dat jy nie sommer vir 'n paar weke kan bly nie. Jy's altyd so besig om ander mense se probleme op te los dat jy nooit tyd het vir jouself nie. Wat bekeer jou? Is jy ook lus vir kos? Hierso, eet. Wanneer gaan jy terug? Ek is nie presies seker wanneer nie. Danny sal my een of ander tyd kom haal. Nou dat ons van reis praat, die spesiale ding met ek wil wys het iets daarmee te doen. Vertel my asseblief waaroor dit gaan. In jou brief het jy gepraat van 'n wonderlike ding wat jy gebou het. Sê my wat dit is. Nou goed dan, ek het 'n rytuig gemaak waarin ek jou vir 'n rit wil vat wat jy in jou lewe nooit sal vergeet nie. 'n Ruituig van alle dinge. Jy kry dit altyd reg om my te verras. Ha, wag tot jy die voertuig gesien het, Klaus, dan sal jy regtig verbaas wees. Ek dink ek moet vir julle iets gaan maak om te eet. Anders word julle dalk honger en dan bederf ek julle rit heeltemal. Gesondheid. Gesondheid. Kom spring. Ek is gereed. Ek baie lief vir spoed, Klaus. Daar's my niks meer opwindend nie. Ja. Jy is heeltemal reg, maar ek moet sê ek sal nie omgee om 'n bietjie stadiger te gaan nie. Jy ry op die oomblik op die vinnigste slee in die hele Lapland. En weet jy wat dink ek? Ek dink jy is 'n paaiboelie, Nikolai. Ek's miskien 'n paaiboelie, maar jy's so bang dat jy enige oomblik gaan omkap van vrees. Jy's nie net 'n groot prater nie, maar jy's boonop dom genoeg om verstandigheid met vrees te verwar. Wow! Nikolai, waarvoor het jy my hiernatoe gebring? Wees net geduldig, jy sal binnekort weet. Ons het verdwaal, Nikolai, dis dan 'n trol hierdie. Ja, Klok is 'n baie goeie vriend van my, Klaus. Hy sal jou niks aandoen nie. Hallo Klok, is alles nog reg? Gaan dit goed hier? Ja. Dis baie lekker om jou weer te sien, Klok. Kom skud hande met Klaus. Ek kan dit nie glo nie. Sis, maar jy stink. Nie van my nie. Ag nee man, Klaus, kyk nou wat jy gedoen. Klok is 'n baie sensitiewe trol. Ek is jammer, ek het dit nie so bedoel nie. Ek het net nog nooit in my lewe 'n trol gegroet nie. Maar hy het jou klaar vergewe. Hy's 'n baie gemoedelike trol. Dankie, Klok. Jy's 'n baie vriendelike trol. Klok sê my is ons voertuig gereed. Nou toe, laat ons gaan. Hoe dit drommelt, 'n ballon, dan was dit jou verrassing. Dis reg, 'n syballon gevul met heliumgas. Dis wonderlik, Nikolai, hoe het jy dit gedoen? Ek het dit net ontwerp. Bertha en 'n vriendin van haar het 'n nuwe tegniek ontwikkel om sy te maak. Hulle het dit gesny en als aan mekaar vasgewerk. Ek is beïndruk, maar ek dink jy vergeet iets wat baie belangrik is. Jy het gas nodig om die ding te laat vlieg. Waar gaan jy dit in die hande kry? Dis hoekom Klok so belangrik is. Hy gaan haal dit vir my diep onder die aarde uit. Klok is anders as ander trolle. Hy's goed en sagmoedig. Ek gee vir hom goud en kos en hy kyk na die ballon en hou dit vir my gereed. Dis regtig fantasties. Ek verstaan net nie hoe dit moontlik is vir 'n trol om sulke handige dinge te leer nie. So, jy's verbaas, hè? Ek's glad nie verbaas nie. Ek het net geduld gebruik en vir Klok alles geleer wat hy weet. En ek moet sê hy leer vinnig. Ja, ek leer vinnig. Ek is 'n baie goeie trol en ek hou daarvan om nuwe dinge te leer want dit is lekker. Nikolai, ek moet erken dat jy as onderwyser groot talent het. Alles is gereed vir ons vlug, Klaus. Kom ons klim in die mandjie. Nou goed.
Klok, ons is gereed. Dit voel of ons baie laag vlieg. Miskien moet ons 'n bietjie boontoe vlieg, hè? Ja, dis 'n goeie idee. Ek dink ons moet die mandjie bietjie ligter maak, dan sal ons 'n paar meter hoër gaan. Ja, goed. Die gevoel van vrede wat 'n mens hierbo kry is wonderlik. Huh? Kyk net daaronder. Wat gaan daar aan? Maar dis Klok, hy hou aan die tou vas om seker te maak dat die wind ons nie wegwaai nie en ons dalk nie verdwaal nie. Hou styf vas, Klok. Ja, ek sal. Nou ja, Nikolai, dit lyk vir my asof ons gaan sopnat reën op hierdie rytjie. Hoe kry ons die ding weer op die grond? Dis baie eenvoudig. Ons trek net die tou los sodat die gas stadig uitkom en die ballon geleidelik terug beweeg grond toe. O nee, dit het gebreek. Klok is deksels onbetroubaar. Ek het hom gesê om die toue met nuus te vervang. Wag, nee, die tou waaraan Klok vasgehou het, het ook gebreek. Die wind waai al hoe harder, Nikolai. As ons nie nou afgaan nie, is dit vir altyd klaar praat met ons. Ek weet, Klaus, die ding is gevries. Ek kan niks daaraan doen nie. Ons sal iets aan die situasie moet doen, Nikolai. Bly tog net kalm. Die ballon sal seker een of ander tyd begin afsak. Hoe kan jy van my verwag om nie bekommerd te wees terwyl daar so 'n storm aan die gang is nie, hè? Ons is seker nou al baie naby aan die Noordpool. Wat dink jy? Jy's baie dramaties, Klaus, maar ek moet erken dit is baie koud. Ons is seker naby die Noordpool. O, ek is jammer, Klaus. Vergewe my dat ek jou op so 'n gevaarlike rit geneem het. Vergewe my, Klaus, vergewe my. Bedaar tog, liewe Nikolai. Dis mos nie jou skuld dat ons sulke aaklige weer het nie. Die ballon het gebars! Dis 'n goeie ding, ons het die sneeu geland. Jy het gehou, Klaus. Nou as jy soek vir 'n geveg, dan kry jy een. Wat so? En so. En hier's nog een. Kom terug, Nikolai, moenie nou weghardloop nie. Ek sal jou leer hoe om sneeuballe te gooi. Hou op, Klaus, hou op. Dis nog genoeg. Wat 'n dom besiel. Luister, Klaus, ons kan nie aanhou om so te speel nie. Ons moet planne maak om aan die lewe te bly. Heeltemal reg. Ons moet nou begin verstandig optree. Ek sou sê die eerste ding wat ons moet doen is om 'n igloo te bou. Dis 'n wonderlike idee. Kom ons spring aan die werk. Ek is 'n goeie bouer.
Nikolai. Vat mooi. Dis 'n baie mooi iglo, wat dink jy, Klaus? Ek stem saam. Dis 'n pragtige iglo. Nie eens die Eskimos so beter een kon gebou het nie. Ek dink ons moet 'n paar uur gaan slaap terwyl ons nog wag dat dit donker word. Daarna kan ons die pad huis toe aandurf. Ja, dis 'n goeie plan. Kom. As ek my nie misgis nie, is daar omtrent 300 km oos van hier af 'n gebied wat ook deur kabouters bewoon word. Sal ons soontoe? Ja, maar dink jy dis moontlik om so ver te kan ski? Miskien nie alles in een skof nie, maar as ons tussenin rus, sal ons daar uitkom, ja. Nou maar toe, kom ons gaan. Ek sê jou, hulle moes lankal hier gewees het. Ek is seker daarvan iets het met hulle gebeur. Miskien het die storm die ballon laat bars. O, daar's hulle nou, my pootjie. Nikolai, wie's jy dan? Ek is Danny, Klaus se assistent. Hy het gesê hy wag hier vir my om terug te vat huis toe en ek het so gou as moontlik gekom. Aangename kennis, Danny. Ek is bly om jou te ontmoet. Ek is Bertha, Nikolai se vrou, maar hulle is nie hier nie. Hulle is gister al weg vir 'n rytjie in 'n vleiende ballon. In 'n vleiende ballon en jy's doodseker jy het nog niks van hulle gehoor nie, Bertha? Nie 'n woord nie. Dis hoekom ek so bekommerd is. Ek is seker iets het in die storm verkeerd gegaan. Ek weet nie wat om te doen nie. Daar's dalk fout, anders sal hulle teen die tyd al terug gewees het. Ek weet nie dalk waarvandaan hulle vertrek het. Ek's nie baie seker nie, maar gewoonlik vertrek Nikolai van 'n grot waar Klok, een van sy vriende wat die ballon vir hom oppas, woon, dink Nou, ek. maar goed, dan kom ons gaan soek vir Klok en dan vra ons hom. Ja, natuurlik. Moenie bang wees nie, Henry. Klok is 'n goeie vriend. Hy sal niks aan jou doen nie. Klok, weet jy dalk waarheen Klaus en Nikolai gegaan het? Nou boontoe. Bedaar nou, Klok, sê vir ons in watter rigting hulle gevlieg het. Daai. Ja, baie dankie, Klok. Nou het ons ten minste 'n leidraad. Ons moet noord vlieg as ons hulle wil gaan soek. Julle moet versigtig wees, die wind waai baie sterk. Totsiens, Klok. Ai, donker is alles of ek 'n kabouter ry. Ek ook, dis 'n walglike reuk. Kyk hier, dit moet die kabouterspore wees hierdie of wat dink jy? Ja? Ek het 'n wonderlike idee. Ons moet hulle vang en pret hê met hulle. Nou kom ons vang hulle dan, hulle moet naby wees. Ja, dis verseker. En ry daar maar baie na kabouter. Dit ruik vir my na trol, Nikolai. Hulle is op pad hiernatoe. Kyk daar. Ek sien dis Doempie en Tokkel, die twee boosaardigste trolle in die wêreld. Ek is seker hulle is besig om ons te volg. Ons moet hulle van ons spoor probeer afkry. Ja, die wrede goed is natuurlik besig om ons skiespore te volg sodat hulle ons kan vang. Ek het 'n plan. Ons kan valspore maak en hulle vnuik. Dis 'n goeie plan, maar hoe doen ons dit? Ons maak skiespore tot ons by 'n skuilings kom. Daarna loop ons te voet en ons vee ons spore dood. Ek dink is 'n briljante idee, Klaus. So ja. Kyk, Danny, daar's die ballon. Ek sien skiespore daaronder volg hulle, Henry. Jy kan ontspan, Bertha. Ons weet ten minste dat hulle nog lewe. Hulle kruip hier binne weg, donker. Nee, dit kan nie wees nie. Hoekom kan ek hulle dan nie ry nie? Omdat jy nie ordentlik kan ruikie dis hoekom. Jy kan glad nie ry nie. Jou dommerik, jy moet oppas vir jou. Die kabouters het ons gepop. Hulle het weggekom, hulle het weggekom. Dag vriend, ek dink
dink nie jy sal weet hoe dankbaar ons twee is om jou hier te sien nie. Dag sê hartlik welkom hier in ons klein gemeenskapie. Mag ek jou voorstel aan die beroemde regter Klaus? Ek is Nikolai sy vriend. Is jy regter Klaus? Ek het al so baie van jou en jou wyse besluite gehoor. Kom na my huis toe sodat jy 'n bietjie kan rus. Baie dankie. Ons het ongelukkig moet loop. Die enigste vervoer wat ons gehad het was 'n teefond, maar ons het groot probleme met haar opgetel. Maar kom ons loop, ek sal julle later alles vertel. Waar is hulle? Klaus, Nikolai, Nikolai! Hey, wat gaan aan met jou, Henry? Hoekom raas jy so? Het jy dalk vir Klaus iewers gesien? Hulle het ons hom nou amper in die hande gehad nie. Dit is te dank aan ons goeie vriend Henry dat hulle ons nie gevang het nie. En julle gesigte gesien toe ons wegvlieg. Ek wil julle graag voorstel aan die beroemde regter Klaus en sy vriend Nikolai. Die twee het na vele avonture in ons land aangekom. Dan blyk ek 'n goeie dag. Ons is regtig baie verheug dat julle vandag hier by ons kan wees, Klaus, en ons wil julle baie graag vra om 'n probleem vir ons op te los. Dis in verband met ons hond Artika. Sy is ongelukkig hier nie. Ons moes haar na hok sit as gevolg van haar slegte gedrag. Ek hou nie daarvan dat sy in 'n hok sit terwyl ons besluite neem oor haar nie. Dis nie regverdig nie. Sy kan haarself nie verdedig nie. Natuurlik, jy's reg, ek het glad nie daaraan gedink nie. Laat die bewaarder haar hierheen bring. Intussen, sodat jy dinge in die regte lig kan sien, sal ek jou vertel wat hier gebeur het en van die aaklige verandering wat Artika ondergaan het. Die teefhond Artika is 'n labrador met 'n baie gemoedelike geaardheid. Tot onlangs nog was sy 'n goeie lid van ons gemeenskap. Al die kabouters het geweet van haar liefde en die toegeneentheid teenoor ons. Sy het ons oral gedra waar ons wou wees, en wanneer ons ver van die huis af was, het sy ons warm gehou en beskerm. Maar 'n paar dae gelede het die klagtes oor Artika se slegte gedrag begin instroom. Sy het skielik begin om al hoe meer te eet. Sy het al hoe vetter geword tot sy amper gebreklik gelyk het. Niemand kon verstaan wat met haar aangaan. Partykeer het sy sommer uit die bloute en sommer so sonder rede van die kabouters aangeval, sodat ons verplig was om haar in 'n hok te sit. Sy was woedend daaroor, maar ons kon nie anders nie. Sy het gedurig geblaf, gegrom en haar tande vir ons gewys. Ek sien jy. Hier is ons nou. Moenie bekommerd wees nie, vriende. Artika het my beloof dat sy niemand sal seermaak nie. 'n Mens hoef net na haar gesig te kyk om te weet dat sy haar belofte sal hou. Maar ek wonder hoekom tree jy dan so vreemd op? Ek is oortuig daarvan dat daar 'n rede is vir haar vreemde optrede, 'n baie goeie rede. Ek stem heeltemal saam, u edele. Artika is 'n baie eerlike hond. Sy erken al haar foute. Wag, Pietjie, as ek my nie misgis nie, het julle gesê dat sy baie vet was, maar vir my lyk sy maar amper maar. Wag, nou verstaan ek. Artika, ek dink ek verstaan hoekom jy so snaaks optree en hoekom jy so skielik maar geword het. Nee, Artika. Nee. Ek dink regtig dis veilig dat jy haar maar laat los. Dit lyk of sy ons iets wil gaan wys. Wat 'n verrassing. Sy het baba hondjies gehad. Ja, dis die rede vir die verandering in haar. Sy was op die punt om ma te word. Dis natuurlik hoekom sy so vet was en sy was kwaai omdat sy graag alleen wou wees terwyl sy aan haar werpsel die lewe skenk. Ons het nooit eers kon droom dat sy dragtig was nie. Sy was die enigste hond wat ons nog ooit gehad het. Hoe lyk dit met jy het vergeet van daardie mooi hond wat jou neef Cosmo 3 maande gelede hier aangebring het? Klaus, Nikolai, ek kan amper nie glo dis julle wat ek hier voor my sien. Ek is so verlig. Oh, Nikolai. Oh, Bertha. Oh, hoe aard het julle ons gekry? Ons het ons voetspore doodgevee om van die trolle af weg te kom. Vroulike intuïsie, wat anders? Maar sê my, aan wie behoort daardie pragtige hondjies? Ek wil graag een hê.
Dan is een van die hondjies joune. Dis 'n belofte, maar hulle is nog baie klein. Ons moet wag tot hulle groot is en kan loop vir ons hulle kan weg. Baie dankie. As jy nie omgee nie, sal ek die swartetjie wil hê. Hy sal groot Ons almal groot word tot hy so groot soos sy ma is. Wel, vriende, dis tyd om te vertrek. Ek en Bertha gaan huis toe en Klaus en Danny gaan na hulle eie land toe. Asseblief, Henry, word nou wakker. Jy het lank genoeg gerus. Dit het tyd geword om huis toe te gaan. Ek dink ek weet wat is fout met jou, Henry. Jy gee voordat jy moeg is, maar eintlik is jy bang dat jy jouself belaglik gaan maak omdat jy nie die gewig van 4 kabouters kan dra nie. Is ek reg? Maar Artika, kom ons vir Nikolai en Bertha huis toe vat. Wat dink julle daarvan? O, baie dankie. Dit sal regtig wonderlik wees. Totsiens. Dit was heerlik om hier te kuier. Artika gaan vir Bertha en Nikolai terugvat huis toe, Henry. Klaus, ons vriend Henry voel nou beter. Ons kan ry sodra jy gereed is. Totsiens vriende, ek is jammer dat ons Totsiens, nou Klaus. al moet gaan. Totsiens. 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 Tata! Ons sal julle altyd onthou vriende.